Die toestand van Suid-Afrika se hawens bly onder die soeklig. Daar word dikwels gepraat van wanbestuur deur Transnet as die oorsaak van die probleme, maar wat beteken hierdie wanbestuur in die praktyk? Om hierdie oor te gesels, sluit NIASA se algemene bestuurder Jaco Swart by ons aan. Jaco, welkom by OFM. Baie dankie vir die geleentheid. Suid-Afrika se hawens verkeer in 'n haaglike toestand, soos ook blyk uit die Wêreldbank se Container Port Performance Index van 2020 tot 2024. Vertel ons bietjie meer. Ja, die Wêreldbank reik vir elke jaar 'n verslag uit wat hulle dan aan lande versprei wat hulle kan gebruik in handel, jy weet, in dele kan handel, waar dit maklik is handel en daai tipe van goed, hoe lande presteer. In terme van die laaste verslag, het Durban jou laaste gerank as die swakste hawe in die wêreld. Kaapstad, Port Elizabeth, Kuga is ook onder die laaste 10 wat gelys is. So ons hawe is in 'n haaglike toestand wat betref tegnologie en onderhoud en omkeertyd en daai tipe goed. En hoe maklik dit is vir skepe om in te kom en af te laai. Kan ons gesels of althans praat oor die praktiese faktore op grondvlak wat omkeertye beïnvloed? Soos met omtrent elke staatsbesitte entiteit in hierdie land, is dit maar, 'n swak bestuur, daar's nie onderhoud gedoen nie. Die sisteme is oud, die masjinerie is oud, daar's nie genoeg werkgewers wat die nodige vaardighede het nie. Die opleidingsstrukture is nie daar nie. Daar's nie genoeg tugboats, ek weet nie wat Afrikaans daarvoor is, om die skepe in te bring nie, of hulle is so oud dat hulle breek. So dis 'n klomp faktore, en natuurlik die ou goed wat ook met hierdie tipe entiteite kop uitsteek, is die ou ding van korrupsie. Daar's baie beweringe van as jy nie 'n geldjie betaal nie, word jou goed nie afgelaai nie, of nie, uit die warehouse uitgelaat nie. In watter mate spruit hierdie probleme uit Transnet se operasionele uitdagings teenoor breër strukturele of beleidsfoute? Ek dink dit is beide. Transnet het operasionele uitdagings as gevolg van swak bestuur, as gevolg van onderhoud wat nie gedoen is. En dis nie die hawens nie, dis ook die spoorweë, soos ons weet. 'n groot faktor wat ook in die hawens 'n rol speel, is dat hulle oorlaai word met trokke. Omdat die treine nie loop nie, goed so steenkool en krom en ystererts is veronderstel om met treinbaan vervoer te word op 'n baie groter skaal. Maar omdat die spoorweë nie hardloop nie, word dit met trokke vervoer. Wat groot opeenhoping by die hawes veroorsaak. So natuurlik, kan jy ook nog praat van beleidsoorwegings, wat die ANC se kader deployment, wat ook 'n groot effek het op dit, op alle staatsentiteite, waar persone aangestel word op wie hulle ken en nie wat hulle kan doen nie. En dit is die gevolg wat ons nou sien daarvan. Wat is die ekonomiese gevolge van hawe oneffektiwiteit vir Suid-Afrika se uitvoerders, hulle invoerders en die breër ekonomie? Dis massief. Die aard van die saak, enige land is afhanklik van invoere en uitvoere. Dit is die hartklop van enige ekonomie, en die hawe is 'n kernpunt daarvan. Ek bedoel, as mense wat invoer nie hulle rou materiaal kan kry, kan hulle nie produseer nie. Jy kan nie kry nie. Daar was 'n verslag gewees laas jaar 2024, het die appel- en peerbedryf 'n biljoen rand skade gelei, as gevolg van die hawens, as gevolg van hierdie vrugte wat koud gehou moet word, skepe wat verbygaan want hulle wil nie wag om op te laai nie, so jy verloor daai uitvoermark. So dit het 'n massiewe impak op beide invoere en uitvoere.